Speeltjie, speeltjie aan die wand, wie's die mooiste in die land? En dan kom die antwoord na hierdie koningin toe en sy hou nie noodwendig van die antwoord wat sy hoor nie, in hierdie verhaal van haar poestertjie. Want dikwels is die moeilikste persoon om eerlik mee te wees, gewoonlik onsself. Jakobus sê, wees doeners van die woord, en nie net slegs hoorders wat julle self mislei nie. Want wie 'n hoorder van die woord is, en nie 'n doener is nie, is soos iemand wat sy eie gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself en hy gaan weg en onmiddellik vergeet hy hoe hy gelyk het. Jakobus gebruik een van die mees eerlike beelde in die Bybel. Hy sê God se woord is soos 'n spieël. En die vraag is nie of jy daarin kyk nie, maar of jy bereid is om regtig raak te sien wat dit wys. Ons almal hou van die dele in die Bybel wat troos en inspireer en hoop gee, maar die woord is soveel meer as dit. Dit wys ook vir ons wat binne in ons aangaan. Dit wys vir ons trots, ons seer, ons onvergewensgesindheid, ons selfsug en selfs die goed wat ons probeer wegsteek. Dit wat ongemaklik is. Want dit is baie makliker om ander mense se foute raak te sien as jou eie. Dit is maklik om te dink, hierdie boodskap is eintlik vir daardie een. Maar Jakobus draai die spieël terug na my en jou toe. En die gevaar, sê hy, is dat jy die woord sal hoor, maar niks verander nie. Jy kyk vir 'n oomblik in die spieël, en dan stap jy weg asof jy dit nie raak gesien het nie. Maar ware geestelike groei gebeur wanneer ek en jy eerlik genoeg raak om te sê, Here, hierdie gaan nie oor my nie. Dit gaan net oor my en nie oor my man nie my vrou nie my kinders nie, dit gaan oor my. En die wonder van God is dat hy nooit die spieël gebruik om ons te verneder nie. Hy gebruik dit eerder om te genees. Hy gebruik hierdie waarheid om vir ons te wys dat hy regtig vir ons lief is en dat ons kan verander en transformeer in sy liefdevolle teenwoordigheid. So vat vandag 'n paar minute se stilte, 5 minute se stilte, en dan vra jy eenvoudig, Here, wat is dit wat U vir my wil wys oor my eie hart? Jy hoef dit nie te probeer regmaak nie, jy hoef dit nie te probeer verduidelik nie. Al wat jy moet vra is, Heilige Gees, wys my. En dan skryf jy net dit neer wat vir jou opkom. En dan laat jy toe dat God se woord vandag jou spieël sal wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, gee my die moed om eerlik na myself te kyk. En wanneer ek dit raak sien, gee my die genade om met dit te kan werk wat U vir my wys. Help my, Heilige Gees, om te kan transformeer en te kan sien wat U sien, sodat ek kan word wie U my gemaak het om te wees. In Jesus naam, amen.